gaan net ook my screen share. Nou sy. Alright, ek wil vanmôre praat oor die verskil tussen godsdiens en die evangelie. Want daar is 'n verskil en daai verskil is baie groot. So kom ons kyk gou-gou hierso. Ek wil net hierdie mooi share dat julle dit mooi groot kan sien. Okay, share slideshow. Okay, daar lê nou 'n bietjie groter. Die verskil tussen godsdiens en die evangelie. Okay, so Paulus kom en hy sê in die eerste plek in Kolossense, hy sê dis nie filosofie nie. So filosofie beteken menslike redenasie. So godsdiens of Christendom is nie iets wat ons met ons kop kan uitredeneer nie. Ons kop is te klein daarvoor. Ons kan nie altyd ons kop om dit kry nie. So dis nie filosofie nie, want hy sê, en ek nou die Engels wat ek hier aanhaal, want hy sê dit eintlik so mooi in Engels. Hy sê, as ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in him. Ons het laasweek ook gepraat van, die vorige week, van om te wandel deur geloof en te wandel in die Gees, deur die Gees gelei te word. Hy sê, rooted and built up in him and established in the faith. So dis 'n proses. Dis iets waar jy gewortel word in Christus, maar jy groei in dit. Hy sê, as you've been taught abounding therefore with thanksgiving. Hy sê, ons moet net daarin bly en so. Hy sê, beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world and not after Christ. So hy waarsku, hy sê, daar's baie filosofie, daar's baie godsdienste, daar's baie gelowe. Hy sê, maar laat julle nie daardeur spoil nie en verlei word nie, want dis die tradisie van mense. En tradisie is 'n baie sterk ding en dit kan baie verleidend wees, en alhoewel dit so mooi kan lyk baie keer. Hy sê, for in him, hy praat van Christus, dwelleth all the fullness of the Godhead boldly. So in hom is die volheid. Daar is niks buite dit nie. In Christus is dit volheid. Okay, hy sê ook, and ye are complete in him, which is the head of the principality of all principality and power. So in Christus, nou ons verstaan nie altyd daai in Christus nie, maar hy sê in hom is ons kompleet. Ons het nie nog ekstra goed nodig, ekstra aanhangseltjies, ekstra filosofie, ekstra redenasies nodig nie. Al wat ons moet weet, ons is gewortel en geplant in Christus en ons is kompleet in hom en hy is die hoof van alle principality and power. Dit gaan ook nie oor wette en gewoontes nie, en dit is wat Paulus ook baie praat oor Galasiërs en in Kolossense. Hy sê, let no man therefore judge you in meat or in drink or in respect of holiday or of the new moon or of the Sabbath day. So hy sê, dit gaan nie meer oor, moet ek die Sabbat onderhou of wat ook al nie. Dis Ou Testamenties. Hy sê, en laat niemand jou daar oor hierdie goed veroordeel nie. Hy sê, which are a shadow of the things to come. So alles hierdie in die Ou Testament was 'n skaduwee van dit wat gekom het. Hy sê, en die waarheid is in die body of Christ, dat Christus is die liggaam. Hy sê, let no man beguile you of your reward in a voluntary humility and worshipping of angels. Hy sê, dit gaan ook nie daaroor dat 'n ou nou engele begin aanbid en verskillende tipe van snaakse goed doen nie. Hy sê, intruding into these things which he hath not seen, vainly puffed up by his fleshly mind. So baie keer is hierdie goed mense gedagtes, mense idees wat hulle het. And not holding, want jy moet vashou aan die hoof. Die hoof is Christus.
from which all the body by joints and bands having nourishment ministered and knit together, increaseth with the increase of God. So hier gaan dit oor die groei. 'n Mens kom tot bekering, jy word wedergebore, maar dis 'n groeiproses. Dis nie nou is alles volmaak, ek is nou 'n Christen en nou is alles volmaak en ek kan nie meer, daar is nie meer swakheid in my nie. Hy sê nee, dis 'n groeiproses, 'n increase of God. Dis 'n verhouding waarin ek groei en groei en groei na volmaaktheid in Christus Jesus. Dit gaan nie oor reëls, oor moets en moenies nie, en dit sê Paulus ook. Hy sê, wherefore, if ye be dead with Christ from the rudiments of the world, why, as thou living in the world, are ye subject to the ordinances van hierdie wêreld? Hy sê, soos touch not, taste not, handle not, which all are to perish with the using after the commandments and doctrines of men. So dit gaan nie oor 'n uiterlike tipe van fariseërs godsdiens nie, van, jy weet, ek plak buite goed aan, probeer van buite af mooi lyk, maar van binne af is daar 'n klomp doodsbeendere, en dis wat Christus ook met die fariseërs en die skrifgeleerdes gepraat het, en ons verlede week ook gepraat oor Stefanus, wat gesê het, jy weet, julle harte is verhard, julle die profete doodgemaak, en toe stenig hulle hom. So, dit gaan nie oor daai uiterlike godsdienst nie. Which things have indeed a show of wisdom in all worship and humility and neglecting of the body, not in any honor to the satisfying of the flesh. So hy sê dit lyk na verskriklike groot wysheid, jy weet nou, om jou liggaam te na te laat en jy weet jouself te verlustig in die vlees uit dit wat jy kan bereik deur jou moeds en moenies. Dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan nie oor reëls en moeds en moenies nie. Dit gaan oor evangelie. En evangelie beteken die blye boodskap. Die blye boodskap, die goeie nuus. Dis waaroor die evangelie gaan. En kyk wat sê Paulus, dan wat is die alternatief? Wat is ware Christenskap? Hy sê, omdat ons gehoor het van julle geloof in Christus Jesus. So in die eerste plek gaan dit oor jou geloof wat jy vasmaak in Christus en jou liefde vir al die heiliges. So dit gaan oor geloof en liefde vir jou broers en susters en medegelowiges. Hy sê, en dan gaan dit ook oor die hoop wat vir julle weggelê is in die hemele, waarvan julle vroeër gehoor het deur die woord van waarheid en van die evangelie. Hy sê, ons het 'n hoop. Ons het 'n hoop alreeds. In Christus is alles volmaak, alles is volbring. Ons hoef nie nog iets by te voeg om dit beter te maak nie. Christus het die prys betaal en hy is die hoof van die liggaam en ons moet leer hoe om in hom te groei. Dit gaan oor geloof, liefde en hoop. Nee, Paulus skryf ook daar in 1 Korintiërs 13. Hy sê wat julle sowel as die hele wêreld bereik het, en dit dra vrug dan. So hierdie bring vrug voor in ons lewens. Net soos onder julle ook van die dag af dat julle dit gehoor het en die genade van God in waarheid leer ken het. So dit gaan oor vrug dra wat ons deur genade, God se genade dra, grace, favor. Dis wat dit beteken. Genade beteken God se guns oor ons lewens. En soos julle ook geleer het van Epaphras, hy was 'n disipel, ons geliefde medediensnig, wat 'n getroue dienaar van Christus vir julle is. Sien, hy sê hy's 'n dienaar, maar hoe dien hy hom? Wat ook julle liefde in die gees, aan ons te kenne gegee het. So, Epaphras was 'n voorbeeld van die liefde van Christus. So dit gaan oor, jy weet, ons kan nie vrug dra uit onsself nie. Dis God wat in ons werk. Dis die Gees wat deur ons werk en wat vrug daar deur ons. Ons moet onsself net beskikbaar stel. Hy sê, daarom hou ons nie op om van die dag wat ons van julle gehoor het, om vir julle te bid en te vra dat julle vervul mag word met kennis van sy wil
en alle wysheid en geestelike insig. OK, dis 'n proses waarmee God besig is, nê? Nee? Hy sê sodat julle waardiglik voor die Here mag wandel om hom in alles te behaag en julle in elke goeie vrug mag dra en in die kennis van God mag groei. Dis 'n groei in die kennis van God. So hoe meer ek God leer ken, hoe meer word daai vrug in my lewe. Hoe meer en nader ek daai verhouding met hom het, hoe meer my verhouding intiem met hom raak, hoe meer word die vrug, want dis hy wat in ons die vrug werk. Hy sê om met alle krag, hierdie krag is dunamis, en daai krag is die krag van die Heilige Gees, bekragtig word volgens die mag van sy heerlikheid tot alle lydsaamheid, lankmoedigheid met blydskap. So hy sê hy bid dat die Here ons sal bekragtig met die krag van sy die dunamis, daai dinamiese krag van die Heilige Gees wat in ons werk. En dis wat die Here in die tyd wil doen waarin ons leef. Ons het nou laas Sondag gesê, dis Pinkster Sondag gewees, en dis die dag waarop die Heilige Gees uitgestort is. Maar weet jy, dit het net tot my gekom, so gekom in die week, dat daar's 2 uitstortings van die Heilige Gees, die vroeë reën en die late reën. Die vroeë reën was gegee dat die saad moet begin groei van die evangelie. Die late reën is om die saad, om die vrug ryp te maak voor die koms van die Here. So dit wat ons beleef, wat die Gees, wat die Here aan my duidelik gemaak is, dat hy sy Gees nou op 'n ander manier uitstort. Daar gaan nog steeds wonders en tekens wees, maar daar gaan ook vrug wees. Want onthou, 'n duif, nê? In die Heilige Gees is soos 'n duif, die tipe van 'n duif, het 9 vere aan elke kant. Hy het 2 vlerke, 9 gawes en 9 vrug. En jy weet, in die kerk het ons baie klem gelê op die gawes, maar nooit op die vrug nie. En dit gaan net oor albei, dat ek kan nie die gawes hê en in die gawes opereer as ek nie die vrug het nie. En die vrug is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Dis die dinge wat die Heilige Gees in ons werk. En die uitstorting van God se Gees nou oor die wêreld is om hierdie vrug te laat voorkom, sodat die kerk gebalanseer kan wees tussen die gawes en tussen die vrug. En dit nie net gaan, want dit, wat sê hy daar in 1 Korintiërs 14 vers 1, hy sê, beywer julle met die oog op die beste gawes, maar hy sê nie eers, hy sê, dat julle liefde, hy sê, beproef julle self in die liefde, en dan beywer julle met die oog op die beste gawes. So het gaan eers oor die vrug, en dan oor die gawes. En hy sê, wat help dit? Ek het geloof om berge te verskuif, maar ek het nie die liefde nie. Of ek spreek in tale van mense en engele, maar ek het nie die liefde nie. Jy sien, daai goed werk saam. En dis wat die evangelie is. Dis nie reëls en regulasies en filosofie nie. Dit is om in God te groei, om in hom sterk te word. Hy sê, dis die Vader wat ons bekwaam maak, om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig. Hy sê naamlik die verborgenheid wat van die eeue af geslagte verborgen was, maar nou geopenbaar is aan sy heiliges. Wat is hierdie verborgenheid? Kyk, hier sê hy, en aan wie God wil bekend maak wat die rykdom van die heerlikheid van hierdie verborgenheid onder die heidene is. Dit is Christus, en hierdie onder is eintlik in die Grieks, is in julle, die hoop van alle heerlikheid. Christus in ons is die hoop van alle heerlikheid. Dit help ons om te leef. Ja, ons is nie volmaak nie, ons struikel nog daagliks, maar Christus in ons help ons om te groei na die volheid van sy beeld. En dit is hoekom hy binne in ons kom woon het. Ons het laasweek ook daar gepraat. Hy sê, hom verkondig ons, terwyl ons elke mens vermaan, en elke mens in alle waarheid onderrig, om elke mens volmaak in Christus Jesus voor te stel. So ons is nog nie volmaak nie, maar in Christus is ons volmaak. Jy sien dit, ons moet ons kop om daai ding kry.
Jou gees is eintlik wederbaar, hy is volkome, jou gees is volkome, maar jou gedagtes en jou mind moet nog verander word en aangepas word. Soos jy is in Christus, jy het in hom tot bekering gekom, maar jy moet groei in hom. In Christus moet ons groei. Ek wil net gou kyk of hier nog iemand is wat wil opkom. Okay. Alright, net gou teruggaan. Okay, so Christus in julle. Hy sê hom verkondig ons terwyl ons elke mens vermaan, elke mens in alle wysheid onderrig om elke mens volmaak in Christus Jesus voor te stel. So dit is waaroor dit gaan. Dit gaan oor aflegging, so wat moet ons aflê? Hy sê, maak dan dood julle lede wat op die aarde is. So, dis 'n uittrek van hierdie goed, want dit is nie meer deel van ons nuwe wandel met Christus nie. Hy sê, maak dood dan julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes, gierigheid, dis alles afgodediens. So ons is nog in 'n proses, mense. Ons moet elke dag as ons opstaan, moet ons dit wat nie van Jesus is nie, moet ons aflê. Ek weet Louis Malherbe het dit een keer so gestel. Hy sê hy het by 'n beeldhouer gaan kyk. Ek dink Anton van Wouw wat die sulke groot beelde gevorm het. En toe sê hy vir hom, hoe weet jy presies wat om weg te kap? Hoe weet jy presies om hierdie beeld so te vorm dat dit so volmaak is? Jy sê, ek vat net weg dit wat nie volmaak is nie. En dis wat gebeur in die evangelie, deur die evangelie, in die Nuwe Testament. Die Here wil hê ons moet dit wat nie soos hy lyk nie, moet ons aflê. Die lede van ons wat nog hier op aarde is, dit wat nog in hierdie liggaam is, wat verkeerd wil doen, ons lê dit af deur geloof. Hy sê, waar die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom, waarin julle ook vroeër gewandel het, toe julle daarin geleef het. Dit was toe voor ons tot bekering gekom het. Maar nou moet julle dit alles aflê, sien, aflê. Naamlik toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond. So dis 'n daaglikse aflê van toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit ons mond uit. Ons is nie meer betrokke met daai goed nie. En ons lieg nie meer vir mekaar nie, omdat die ou mens met sy werke afgelê het. Ons het dit afgelê en ons doen dit steeds. En dis 'n aflegging, maar ook 'n aantrek. En julle met die nuwe mens beklee. Nuwe mens is Christus, wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy Skepper. Soos ons Christus aantrek deur die geloof elke dag. Soos ons in ons oggend opstaan, ons trek ons nagklere uit en ons trek ons dagklere aan. So moet ons elke oggend en elke dag opstaan en die ou klere wat aan ons wil kleef uittrek, aflê en ons dan beklee, aantrek met die nuwe mens in Christus Jesus. Hy sê, beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges, geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid en lankmoedigheid. So elke dag trek ons Christus aan, want hy is die volmaakte ene. Trek hom aan, hy woon nie net in ons nie, maar ons beklee ons ook met hom. En wat is daardie kleed? Innerlike ontferming, goedertierenheid, om goed te wees vir mense, om nederig te wees, om sagmoedig te wees en lankmoedigheid. Dis waaroor die evangelie gaan, dis waaroor Christendom gaan, oor die vrug wat ek dra, want Jesus het gesê, hulle sal julle erken aan julle liefde vir mekaar. Verdra mekaar, vergewe mekaar, dit gaan oor vergifnis. As een teenoor die ander 'n klag het, soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. Vergifnis staan in die senter van hierdie aantrek, is dat ons elke dag ander sal vergewe, en beklee julle bo dit alles met die liefde, dis daai agape liefde, wat die band van die volmaaktheid is. So hierdie doen ons deur geloof elke dag.
Ons weet ons is nog nie volmaak nie. Ons het nog 'n liggaam wat op aarde is. Dit is stof. En hy kan verkeerd raak en hy kan kwaad raak en hy kan ongeduldig raak en trots raak en al sulke goed. Maar die Bybel sê daar's 'n proses waar ons deur die geloof elke dag sê ek trek hierdie goed uit. Vader, in Jesus naam trek ek hierdie slegte goed uit. Hierdie slegte baadjie wat aan my kleef, ek trek dit uit en ek bekleed my met Jesus Christus. Ek bekleed my met nederigheid, goedertierenheid, ontferming, sagmoedigheid en lankmoedigheid. Hy sê en laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers en wees dankbaar. So dit is, dan kom daar vrede in 'n mens se hart, wanneer jy Christus aantrek. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid, leer en vermaan mekaar met psalms, lofsange, geestelike liedere, sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. Lofprysing maak ons sterk in die Here en ook die woord van God, soos wat ons nou mee besig is. Hierdie woord maak ons sterk. Hy sê, daar gaan verdrukking en moeilike tye kom. So as 'n oue gelowige is, beteken dit nie alles gaan elke dag goed kan nie. Daar gaan toetse kom, daar gaan verdrukking kom, daar gaan moeilike tye kom, want ons leef nog op hierdie aarde. Daar kom 'n tyd, en dis die hoop wat ons het, dat ons alles volmaak gaan wees, maar nou is dit nog nie so nie. Maar hy sê, ons moet, kyk wat sê Paulus in Romeine 5 vers 1, en ek lees dit in die Engels, therefore being justified by faith, sien, geregverdig deur geloof, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Ons het vrede, die vrede van God wat alle verstand te kom, bowe gaan. By whom we also have access by faith into this grace, genade, ne? Wherein we stand and rejoice in the hope of the glory of God. Dis hoekom ons kan rejoice. Hy sê, and not only so, but we glory in tribulations. So as daar moeilike tye kom, moet ons ook daarin glory. Also knowing that tribulation worketh patience, dit bewerk geduld. Toetse wat ons kry, bewerk geduld. En patience, experience, en hierdie in een van die vertaling sê karakter. Dit bring karakter. Dit bring daai vrug, karakter. En die karakter bring hoop. Halleluja. Karakter, mense. God toets ons baie keer. Hy laat ons baie keer deur moeilike tye gaan. Nie omdat hy ons wil straf nie, maar om karakter te vorm. Want dit is wanneer die ware toets na vore kom. Jy weet, ek het baie keer, toe ek nog jonger was, het ons baie staptogte gemaak, staptoere met groepe, met jong mense en so. En wanneer dit moeilik gaan op daai stap, wanneer jy moeg is en hier is nog 'n paar berge voor jou, dis wanneer jou ware karakter na vore kom. Dis wanneer die ware jy na vore kom. As alles goed gaan, dan is dit wonderlik, almal is happy en happy go lucky, maar as daai opdraande kom en jy's moeg en jou voete is seer en jy moet nog 'n paar kilos loop, dis wanneer die ware karakter na vore kom. En ek wil vir u sê, baie keer word ons getoets. Dit gaan nie altyd 100% met 'n kind van die Here nie, maar dis wat gebeur, dit vorm karakter in ons. And hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given to us. So hy sê, maar die Heilige Gees en die liefde van God in ons hart, dra ons deur hierdie tyd. Dankie Here vir die Heilige Gees, die helper, wat gekom het om ons te help, Here. Ons leef nog in onvolmaaktheid. Ons leef nog nie in volmaaktheid hier op hierdie aarde nie, maar daar kom 'n dag wanneer ons in heerlikheid sal wees met 'n verheerlikte liggaam en wanneer ons in volmaaktheid sal leef saam met die Here vir ewig en vir ewig. Maar tot dan moet ons vashou. Moet ons die geloofstryd stry. Moet ons die evangelie vashou en ons nie van stryk laat bring nie. Moet ons vas staan in die Here en in die krag van sy sterkte, in die Heilige Gees en in sy liefde. En baie keer is dit
op jou tande kners en sê, Here, ek trek hierdie ou baadjie uit. Hierdie ou vlees van my wat so maklik na vore kom, wat so maklik struikel, ek trek hom uit en ek beklee my met Christus Jesus. So ware Christenskap is nie godsdiens nie. Dis nie wat ek nog moet doen en die reëls en wat ek moet onderhou in daai tipe van ding nie. Dit is net my lewe in Christus is verborge in Christus Jesus. En in Christus is ek reeds volmaak deur geloof. Halleluja. Mag die Here u ryklik seën in hierdie dag. Kom ons leef ons lewe. Ons leef en ons dra die vrug wat by die bekering pas. Ek weet dis nie maklik altyd nie en in ons eie krag kan ons nie en dit is hoekom ons die Heilige Gees het en hoekom Christus in ons woon. Want dis hy krag, daai mag en krag van hom wat ons in staat stel om te oorwin en meer as oorwinnaars te wees. Halleluja. Kom ons bid saam. Vader, ek dank U vir elkeen wat vanmôre aanlyn is. Dankie Here dat U met elkeen van ons 'n pad loop. En baie keer Here is die pad moeilik en is dit opdraande, raak dit nou. Maar dankie Here, U bly getrou. Halleluja. Soos een van my pastoorvriende eendag gesê het, hy sê soms ons verbrou, maar God bly getrou. Ja, baie keer verbrou ons ook. Maak ons droog, maar God gaan ons nie uit die huis uit gooi. Nee, sy genade help ons om weer op te staan en weer aan te gaan. Daar's nie volmaakte mense op hierdie aarde. Daar was net een volmaakte mens en dit was Jesus. En so kom ons kritiseer nie mense nie. Ons wees lief vir mense, ons bid vir mense en ons neem toe in die liefde van die Here wat agape liefde is, sacrifice om toe te gee en mense te vergewe en vry te spreek in die naam van die Here, want dan word ons meer as oorwinnaars. Vergifnis is 'n goddelike gawe om mense waarlik te kan vergewe soos God ons vergewe het. En deur dit te doen, raak ons vry en is ons meer as oorwinnaars deur Christus Jesus. Baie dankie dat u op was. Vanmôre mag die Here u ryklik seën in hierdie dag. Geniet die Vadersdag en bederf die pa van die huis. Want weet jy wat? As 'n pa en ma nie meer daar is nie, dan sal jy dit agterkom. So, kom ons doen dit as jou vader nog leef, of jou moeder, of wat ook al, mag die Here u ryklik seën in die dag. Mooi bly, lief vir julle in Christus. Dankie Dok. Ek wil gesien so op Telegram vir sy Safari. Hoe spel mens dit? Oh nee, A-N-I-R. A-N-I-R. Safari, ja. Dan kan mens op hom join. Channel, join. Ek sien wat dit doen. Elke keer laat dit afgaan na die onderste toe.
Dis horizada.